Globale onstabiliteit. Globale onstabiliteit veroorsaak groter globale ingryping. Nou moet jy luister. Wanneer ding onstabiel is, verwag hulle groter globale ingryping. Groter globale desperaatheid veroorsaak dat die stating dit reg kry dat oningeligte mense gryp na groter globale samewerking en groter globale finansiële sisteme. Ek gaan weer hierdie paragraaf lees, dat jy dit net hoor. Globale onstabiliteit veroorsaak groter globale ingryping. Die mense vertrou nie hulle self nie, hulle vertrou die regerings. Groter globale desperaatheid, en die stating skep dit, en die regering skep dit, veroorsaak. Wat het in COVID-tyd gebeur? Daar's 'n jab geskep vir die mense. Daar's 'n jab geskep. En die mense wat gryp na iets anderste. Toe hulle sê lockdown almal. So maklik. Ek gaan later as Jaffa Lewe Sondagspaar, ek dink is nommer 4, 3 op 4, gaan ek met jou oor die goed praat. Groter globale desperaatheid veroorsaak dat die stating dit reg gekry het, dat oningeligte mense gryp na groter globale samewerking. Hoekom? Hulle vertrou die wêreldleiers, die presidente. Die meer titels en temas die groot leiers het, die meer glo, en groter globale finansiële sisteme. Meeste godsdienstige mense sal vandag eerder hulle wêreld en godsdienstige leiers glo, as om die bo-natuurlike geopenbaarde woord van Jaffa, ons Elohim, dis God te glo. Een mens beheer die wêreldekonomie. Een mens, Openbaring 13 vers 16 tot 18 verklaar dat niemand se koop of verkoop sonder die merk of die mikroskyfie op hulle regterhand voorkop nie. Vir eeue reeds word die godsdienstige kringe gegis. Hoe is dit moontlik dat net een mens, naamlik die Antichrist, die mensdom na die wederkoms is die parousia van Jafashua kan beheer? Die herstel van die Romeinse regering in die eindtyd, luister hierna. Nebukadneser het 'n beeld en hy sien die beeld, goud, silwer, Babylon, Mede-Perse, Griekeland, Rome en die voete van yster en klei. En dan sien hy 'n groot beeld. Nou, hy sê dat die kuite, die yster en klei, die Romeinse regering, sal die grootste en die sterkste wees van hulle almal. Niemand kan hulle oorweldig nie. Maar dan sien hy 'n groot berg, Jaffa, Almagtig, die Here God. En uit die berg kom 'n klip, Jafashua, vir die ouens wat nie weet nie, Jesus Christus. Hy kom uit die klip uit. En hy slaan die beeld van Nebukadneser waar? Aan die voete. Sê my, as jy 'n bok gaan skiet, waar skiet jy hom? In die voete. Waar skiet jy hom? In die kop of in die blad? Hoekom slaan die klip, Jafashua, die beeld aan sy voete? Want die lewe is in die beeld van die voete. Die yster en die klei wat gemeng is, wat aan mekaar kleef vir 'n tyd en dan bars dit uit mekaar. Die nuwe wêreldorde, vredesisteme, die VVO, Verenigde Volkere en al die goed wat met gepaard gaan, hierdie een geldstelsel by die mikroskyfie, kontantloos. En dan kom die beeld en dan kom die enkele klip en hy sla die beeld aan sy voete. Dis die wederkoms van Jafashua. Ons ekonomiese vryheid, wat tans in 2025 gebeur is, dat mense bereid is om 'n ekonomiese vryheid prys te gee, eerder as om verwerp te word, soos dat mense aanvaar kan word, eerder wil hulle deel van die gemeenskap wees. Die onsigbare oë wat reeds volg. Meer dan ooit in die geskiedenis van die mensdom is die kontantlose geldsisteem, debietkaartsisteem, die sig-identifisering, met ander woorde my gesig. Ek kyk in 'n masjien in en ek word geïdentifiseer. Hulle noem dit facial recognition. En die handafdruk, fingerprints, palmafdruk, identifisering. Die surveillance kameras, die identifiseringskameras. Dag vir dag is die goed besig om toe te neem en meer word dit op mense meer en meer druk geplaas. Jy stap in die dorp en jy word waargeneem, jy word gesurveillance kamera. Jy kan nie glo dat dit besig om plaas het. Dit plaas druk op gewone mense om vrywillig die onskuldige mikroskyfie te neem, wat reeds bekend staan in China. Het is bekend dat meer as 2 miljoen geïnstalleerde surveillance kameras, waarnemingskameras, ingeïnstalleer is wat die mense 24 ure 'n dag waarneem, waar jy loop. Kontantlose geld, vandag.
Vandag 2025 is sommige winkels in Suid-Afrika nie meer bereid om kontant geld as betalingsmiddel te neem nie, maar met 'n debiet- of kredietkaart of die mikroskyfie implanting. Hoe ver het die tyd reeds gevorder? Ek vra vir u. Die Bybel sê, wagter, hoe ver is dit in die nag? Hy sê, is amper môre, die nag het ver gevorder. Ek wil vir u vra, hoe ver is ons in die tyd? Ons wag vir die tekening van die finale vredesverbond. Hoe ver het die tyd reeds gevorder? Daar is nie meer tyd om kerk te speel nie. Inteendeel roep Openbaring 18 vers 4. Gaan uit onder haar, dis die Babyloniese hoermoeder, die sisteme, die godsdienstige sisteme. Hy sê, want jy gaan saam met haar en haar dogters die pla ontvang wat oor haar kom. Gelees Openbaring 18 vers 4. Globale onstabiliteit veroorsaak globale ingryping en daar is niks groter as wêreldresessies, geldsisteme nie. En oorlog tussen verskillende lande om wêreldonstabiliteit te veroorsaak. Dit moet al wees. Wat gaan in Oekraïne en Rusland aan? Wat gaan in Israel aan? Wat gaan in Iran en Amerika aan? En so, dit word geskep die onstabiliteit. Want uit die chaos kom die Satan en hy bring dan vir die mense sy Messias, sy redder, sy uitkoms. Terwyl die woord vir my leer, julle as bruid van Jahweh, Jahwiste, kyk op, wanneer jy hierdie dinge sien gebeur, kyk op waarvandaan julle verlosser kom. Verstaan die woord, lees die woord, glo die woord. Die bruid van Jahweh, as bruid van Jahweh, is ons veronderstel om te leer uit die foute van die verlede, en des te meer moet daarmee, wat die Bybel oor ons in hierdie aangelede leer. Die Bybel is ons padkaart, halleluja. Die Bybel moet vir ons elkeen 'n padkaart na die bonatuurlike lewe wees. Terwyl meeste Romeinse, Katolieke, Protestante en Charismatiese kerke versuim om vir die algemene kerksmense die gevare uit te wys. Wanneer het jou pastoor ooit oor hierdie goed gepraat? Wanneer het jou dominee ooit oor hierdie goed gepraat? Nee, God is liefde. Ja, jy gaan God is liefde, dan val alles op jou neer. En dan het jy alles gemis. Ek sê, waarsku my eerder vandag laat ek weet. Meeste Christene word aan hulle eie lot oorgelaat om hulle eie heil op die internet te gaan soek. Omdat meeste godsdienstige instansies versuim het om hulle studente en hulle lidmate in die eskatologie op te lei. En daarom kom meeste van hierdie spookpredikers, wat niks anders is as NAR, New Apostolic Reformation agente, met geestelike moord weg. Die boek van die ewige lewe. Hier is nie nou die tyd om verboureer te raak nie, maar die tyd om verseker dat my naam in die boek van die ewige lewe deur die bonatuurlike genadebloed van Jahweh herstel is. Die woord leer ons, wanneer jy al hierdie dinge sien, kyk op waar vandaan julle verlosser vandaan kom. Het u 'n wederkomsverwagting? Jy weet, daar is baie kerke wat vandag nie meer glo in die wederkom van Jahweh nie. Protestante kerke wat dit nie glo nie. Charismatiese kerke wat dit nie meer glo nie. Hulle sê hy vat te lank om te kom. Dis juis, as jy kan kyk na na Matteus 25, die 10 maagde. Dis juis die 10 maagde. Almal was virgins, almal was rein, almal was die godsdienstige sisteem. Maar daar's net 5 wat kon tel. En hulle het die regte hoeveelheid olie gehad. Met ander woorde, die woord lees, wanneer al hierdie dinge gebeur, van die eskatologiese eindtyd sien gebeur, kyk op waar vandaan Jahweh ons verlosser kom. Dan moet u maar glo, dat u verseker die merk van die antichrist sal moet ontvang, as u nie bereid is om te draai nie. Die woord verklaar, koop dan nou vandag 2025 die tyd uit, terwyl het steeds dag is. Kom ons doen vandag, wat Jahweh wil hê ons moet doen. Jahweh sê, hy is die herder. Hy sê, my skape ken my stem. Hy stap voor ons uit en ons volg hom. Moenie wag tot dit te laat is nie.